Baie welkom by Bly Boer, 'n potsending van Landbou Weekblad. Baie welkom by die eerste episode van reeks 2 van Bly Boer. Dis vir ons so lekker om julle vandag hier te hê. So in hierdie seisoen doen ons dinge 'n bietjie anders. In plaas van net klank het ons nou video bygevoeg. So ja, ek hoop julle kyk en luister lekker saam. Vandag het ek die voorreg om met Boel van Rensburg te praat. Hy is 'n boer van Humansdorp. En hy het tussen 2024 en 2025 een van die uitdagendste jare in sy boerdery gehad, toe sy plaas vir 'n jaar onder kwarantyne was weens back and claw. Boel, baie dankie dat ek vandag met jou kan gesels. Yes, Reza, ja, dankie dat julle my genooi het. Soos gesê het, ek hoop ek sal 'n goeie inset kan lewer en dalk iemand sê, kan vertel en help van hulp wees wat dit nodig het. Boel, neem my bietjie terug na die dag toe jy besef het, hier's moeilikheid, hier's back and claw op die plaas. Wat het deur jou gedagtes gegaan? As jy so vra, dan moet ek eerlik wees, dis nie eerlik iets waarna toe ek wil teruggaan nie. Maar ek verkondig aan wie graag wil luister dat is juist hierdie tipe tye wat jou sterker maak en wat jou toets en wat van jou 'n beter boer of mens gaan maak. En ja, dit was, as ek reg is, die 30ste April wat my bestuurder my gebel het. Ek was toevallig op pad Kimberley toe met 'n groep seuns van ons hoërskool wat daar so rugby gaan speel en ek dink dit was 40 kilos voor Kimberley het die oproep gekry dat ons moontlik back and claw hier op die plaas het. Ek was onder die indruk dat daar diere is wat siek was. Ons het gedog is iets soos 'n galsiek of 'n rooi water wat 'n algemene ding is. En nie my geplan nie, maar nooit gedink back and claw serie want dit hoort nie in die Oos-Kaap. Jy kan goed dink wat 'n skok dit was op my op daai stadium. My eerste reaksie is, hulle praat onsens, dat bietjie krasser selfs as dit. En dit was net, kon nie wees, jy weet, so, dis 'n skok wat die mens nie vir iemand anders kan, dit is soos iemand wat, ek dink 'n kind verloor of iemand in die dood afstaan wat heeltemal onverwags is. Want die eerste ding wat in my kop aangaan is, hulle gaan my kudde vernietig. En waar stadium 2.500 diere was. Hoe doen jy dit om net te begin? Jy weet, ons het niks van die ding geweet, en ons as boere nie, en ek het ook vinnig agtergekom, selfs die veeartse in ons area en die staatsveeartse het nie 'n idee, tot op die hoogste vlak van die departement, het nie die idee gehad, as ek reg is, daar was melkkuddes al wat onderuit deurgeloop het in die noorde, maar hierdie was een van die grootste melkkuddes op daai stadium. En ja, my eerste reaksie was, ek moet by die huis kom en ek het die volgende dag 'n kar gehuur en ek het saam met die busie gery en ek het teruggejaag Jeffreys toe en ek het die 1 Mei is dit bevestig dat ons amptelik back and claw het en hy was die kwarantyne al toegepas en ons was in 'n kwarantyne situasie. Vir my die heel ergste was om alleen in die ding te wees op daai stadium. En vir die eerste 10 dae was dit sekerlik die swaarste. Behalwe die siek diere wat ons moes hanteer en ons weet nie wat ons doen nie, mense weet nie wat die veeartse, die mense om jou wat veronderstel is om jou raad te gee, weet nie idee nie. Hulle weet nie, hulle sit met die enstof, hulle weet nie wat se end of wat hulle nie end. Maar as vandag weet ons moes onmiddellik geënt het door die enstof in land en dit sou 'n paar van my koeie gered het. Ek is oortuig daarvan, maar again, dit is hoe dit die situasie was. Maar as ek sê, daai paar dae wat jy voel, jy is die villain,
tussen, as ek dit in Engels kan stel, want jy het die ding nie na te gebring. Ek is 100% seker van my medeboere was nie te happy met my nie, maar oor die algemeen het ek ongelooflike ondersteuning van hulle gehad. Sorry, ek wil net nie skoon mute. So ja, ek kon vir jou sê, daai was sekerlik die swaarste tyd in my lewe. Ek het emosioneel redelik deurgeloop daar. Sjoe, Boel, dit is verskriklik. Ek wil vir jou vra, so ek hoor 'n stuk onkunde, jy het nie regtig geweet what you were in for nie. En nou, as jy nou terugdink, daai eerste paar weke, ek dink daar moet 'n gevoel wees van, laat my hele lewenswerk is nou besig om hier verwoes te word. Ja, ek dink as ek dit in een woord moet opsom, is magteloos is die gevoel. Jy weet, magteloos, want jy weet nie waarmee jy deel en niemand anders weet of die oomblik volgens wat jy hoor waarmee ons deel. Almal gryp na grashalms, almal gryp na elke plan en idee en wat anders, ek ben, jy probeer alles. Ons, as ek geweet wat ek nou weet, is daar 'n hele klomp goed wat ek anders sou kon doen. En ek glo, baie van ons, die land het geleer, definitief die melkbedryf en die melkboere het baie geleer. Van waar ek positief was, alleen positief was, en die ding word natuurlik sommer weer redelijk verder versprei. En ek weet vandag, ons het ongelooflike goeie boere in ons area en in ons land. Ons is ongelooflike planne en vanaf hulle kan mobiliseer en dit doen en bereid is om mekaar by te staan. En ek moet sê, dit was, en het klink nou sleg, toe die volgende ou positief raak, is dit amper soos het vlak om my skouers af, want dit is 'n gevoel van, nou is jy nog as het saam met dan planne maak, of wat deur hierdie ding saam moet gaan. Dit is so droogte. 'n Droogte is nie 'n ding wat jy alleen deurgaan. En ek gebruik die huidige droogte wat ons in is, as my troos is, ek is nie die enigste wat sal vir. En ek, as ons met mekaar praat, dis ook geneig om negatief te wees. Ek probeer so positief as moontlik wees, fokus op die positiewe goed, want ons in die droogte regkry, en wat 'n verskil kan maak. So ja, ek onkunde, magteloos, dis alles goed wat deur ons kop gegaan het. Ek dink die onkunde deel is nou, waar ons nou is in die back-end-closure geveeg redelik onder beheer. Dis nou die wil om het te verander en die wil om het reg te doen. En het aan die gang te kry, weet om my fight, soos ek sê, wat nou die ding gaan wees. Jy vertel dat jou vrou jou toe nou in 'n stadium in die kar laai en met jou dokter toe gaan, want jy het met haar gepraat, maar sy kon nie sin maak van wat jy sê nie. Vertel bietjie vir my. Ja, ek het dit nou eendag in die kerk vertel, toe ons oor gaan met dankbaarheid, en ek het 'n getuienis aangelewer oor dankbaarheid, want daar was 'n tyd wat ek in mekaar gesak het in die hande, in my bakkie, en aan die huil geraak het, omdat ek nie 'n plan het nie, want ek het 50 mense wat my werk, en as jy gaan optel 50, hulle raak 200 wat afhanklik is van jou besluite. En dan nog verskaffers, ek meen ons is, elke boer in hierdie land sorg vir baie mense, behalwe die verbruikers en die produkboog. Jy het 'n verantwoordelikheid vir baie mense, en daai goed vang jou. As jy nie voorberei is daarvoor het, dan vang dit jou. En soos ek het dit amper as 'n grappie vertel, maar dit was die reine waarheid. En ek kan nie onthou, want as dit hele wat ek kan onthou, wat 'n dag, datum was dit nie. En
my vrou het op 'n stadium gesê, maar jy gaan nou dokter toe doen 'n doktersafspraak. Natuurlik het ek nie tyd daarvan gehad, volgens my nie. Maar jy praat oor jou en ek kon nie baie staan verstaan en ek weet en ook sê so sekerlik beter kan verduidelik, maar blykbaar het ek gepraat en sê ek nie gehoor. Ek hoor my stem is yes en dis wanneer hy ook te veel vergaderings en beveel met reëlings is in elk geval. En ja, so as ek dokter toe en die dokter sy my storie vertel en hy het meeste mense in elk geval weet het al van en obviously sê hy vir my nodige slaapmedisyn en pille en depressie goed en allerlei toepa kry jy wel as baie goed met jou kan ek noem dit lift me up en put me down medikasie voorgeskryf wat gehelp het maar op 'n stadium het ek ook besef maar ek moet myself regkry en ek moet 'n voorbeeld wees en so goed. Maar sonder dit sou ek dink Johan nie by daai punt bereik het waar ek besef het waar om 'n sak en as te gaan sit gaan nie help nie. So ja, dit is ek het nogal in die kerk gesê as jou vrou vir jou sê jy praat en ek hoor jou nie, dan luister jy. So as ek dit vir enige boer, enige man kan voorstel, dis 'n goeie raad dink ek. Om na jou vrou te luister. Ja, wanneer sy sê jy praat maar ek hoor jou nie. Dit daar seker redelik gevalle van dit in die algemeen. Hoorie Boel, twee mense het vir jou twee verskillende goed gesê. Die een het gesê daar is lewe na BKS en 'n ander een het vir jou gesê BKS is net nog 'n droogte. Dit verg eintlik 'n kopskuif, né? Om so daaroor te dink. Absoluut en dis hoekom ek sal nooit dankbaar genoeg kan wees vir medeboere, selfs die publiek af buite, mense wat jou my ken, wie ek is, wat niks van boerdery af weet. Mense wat aangebied het, wat ek weet, jy moet net niks kom doen nie, jy gaan in die pad wees en hulle weet niks nie, maar wat aangebied het om enigiets te doen, moontlik. Maar as sekere mense in 'n mens se lewe en sekere oomblikke wat mense vir jou goed sê of goed doen wat kopskuif en vir 'n groot verskil maak en die twee mense het verseker 'n groot impak gemaak wat dit dan betref en geleidelik dat ek 'n kopskuif maak en sê wel, hierdie is net nog 'n droogte, die ding gaan verbygaan. En ek dink enige situasie wat 'n mens deurgaan, dan as jy werk daaraan, gaan dit verbygaan. So maak nie saak wat die uitslag aan die einde van dit is, maar dit gaan verbygaan. En ek dink dit is vir my van daai tyd af is dit absoluut die huidige droogte wat ons sit. Ek weet dit gaan weer reën. Maar wat doen ons intussen? Ek weet om beeste kos te gee, ek weet om melk uit koeie uit te kry, met my bestuurspan en al die mense om my, en dit gaan nie help om op te hou. Nou, so ons moet maar net aangaan en glo die volgende dag is dit reën. Gaan dit reën. Jy verwys nou na die droogte, so wat dink jy het jy uit die jaar met BKS geleer, wat jou nou help in hierdie droogte? Ja, ek dink nie net die droogte nie, maar my hele boerdery en manier waarop my boerdery bestuur en uitkyk beplan is jy weet as jy ophou die regte goed doen en ophou boer in ons geval, want boer beteken 'n baie breë spektrum van goed wat jy moet doen om te sê ek boer. Mense dink ons maak die hek oop, jaag die beeste in die veld, ons boer.
Dis lank al nie meer so nie. So, as daar een ding is wat ek kan leer is, doen die regte goed reg. Ek het 'n vriend wat, ons het so sê dan, wat ook 'n konsultant en as 'n nood by my, saam met my is, doen die regte goed reg. En hoe droër het raak, hoe moeiliker het raak, moet jy dit ook beter doen. En ek dink, is weer eens, leer maar die daai swaar tye en die moeilike tye en die getrek as ek is om dit nie te vergeet nie. Want kyk, ons boere kan vinnig vergeet as dat die begin reën, wat se planne het ons gemaak in die droogte. So, ja, ek meen, die een ding, aan detail, ek hou van detail, ek hou van aandag gee aan elke koei se situasie, aan elke koei se produksiepotensiaal of nie. Dis goed dat ek speel die golf, ek sit en kyk wat die koeie is, my beter koeie en my beste koeie, en dis die goed wat jy moet konsentreer. Anders gaan jy in elk geval net negatief raak. Ons het so 'n bietjie vooraf gesels, toe sê jy vir my dat daar nou, dit lyk of daar nou weer back and claw uitgebreek het by julle. Wat gaan nou in jou hart aan, as jy moet dink oor dit? Ja, dit is nogal, jy hoor, ek het 'n bietjie van 'n stem, want ek was van 9:00 maandagoggend in vergaderings tot gisterand op gewees, verskeie vergaderings om te probeer sin maak en wat ons moet en nou moet die ding bereder. Ja, dit is nou Saterdag het ons veearts, een van die privaat veeartse, 'n kalf van een van die kommunale die boere rondom die dorp ondersoek en moontlike letsels van back and claw seertekens gesien. So het hulle verder ondersoek gestel na die groep diere waar die kalf uitkom en van die eienaars en vasgestel dat hulle redelik seker is dat dit die tekens van back and claw seer is. So ek boer 2,5 kilos uit die dorp uit. Die positiewe geval is die kraaivlieg 6 kilos somewhere. En is, soos die Engelsman sê, downstream. So, daar's 'n klomp goed wat teen ons stel op die oomblik. En hoe om dit te bestuur en wie en wat, dit is 'n taak op sy eie. So, ek weet ten minste waarvoor wat kom, sou het kom. Ons bid en ons hoop dat dit nie verder kom nie. En as ons vinnig genoeg kan 'n uitweg kry en weer eens die enigste werklike uitweg is, ons moet een stofie kry en ek moet geënt kry. Dis 2,500 beeste, of het is vasgestel, die kommunale beeste om Humansdorp. Rondom dit is omtrent 12,000 melkdiere wat basies direk aan die dorpgrens binne die 10 kilometer radius. So dit is 'n helse impak wat dit kan maak. En daarvan af aan ons area praat ons van 120,000 diere. So hier is 'n groot risiko en ek kan nou weer onopwonde sê, nog 'n back and claw uitbraak met 'n droogte tussenin. Ja, hier gaan 'n klomp plaas te koop eers, as ek dit so moet stel. En dit is die realiteit. En op die oomblik is ons in die staat saam oorgelewer oor hoe vinnig hulle ons kan help. En ek moet sê, dis weer 'n ander klomp emosies wat dit wakker maak, wat vorige keer nie eers maar nou is ek nou al kwaad geraak. Omdat goed nie gebeur het van daai tyd af na nou toe wat moes gebeur het. So ek gaan jok as ek sê ek is so 'n bietjie geïrriteerd. Weer eens, my irritasie gaan dalk niemand gaan nie my help nie om geïrriteerd te bly nie. So ek moet nog steeds maar probeer op die positiewe fokus en doen wat ons moet doen. En ja, my mense het hulle maandag by mekaar roep en sê
dis ongelooflike impak. Ek het nie besef dat hulle dit gaan so vat nie. Jy kan duidelik sien, almal is bekommerd. So ja, is weer, miskien moet ons 'n onderhoud na hierdie hou, om die tweede SARS emosies te bespreek. Ja, want wat ek van jou verstaan, daar was 'n stuk magteloosheid die eerste keer vir ander redes en nou is hier 'n ander stuk magteloosheid. Want ons wag nou vir die inenting. Dan is 'n magteloosheid wat met 'n bietjie van kwaad saamloop. Nou, dis vir my 'n slegter posisie om in te wees. Ja, want ek sê altyd 'n droogte om weer terug te kom, ek kan niks aan doen. Ek kan seker goed doen om te probeer biosekuriteit so goed as moontlik op my plaas, maar gister in een van die vergaderings het 'n veearts gesê, maar die diere is geïsoleer en moet geïsoleer word. En ek het toe gesê, maar dis goed, ons kan die diere isoleer, maar die virus word nie geïsoleer. Ons weet dit nou, na al die laaste 2 jaar, die virus is nie 'n ding wat jy in 'n kamp toe maak nie. En dis ongelukkig realiteit. En dit is waar, ek dink almal nou besef, entings is prioriteit. Maar die wil om het so vinnig as moontlik te doen en die vermoë om het so vinnig as moontlik te doen, is ons nou op almal se lippe en die vraag is, gaan ons dit kan doen? Ons sal dit kan doen, maar daar seker goed in plek moet kom om dit te doen. Hoe as jy nou vir ander boere wat in die oog van die storm is met raad gee, of boere wat met 'n stuk wat as in hulle hart rondloop, wat as back and claw op my plaas uitbreek, wat sal jy vir hulle sê? Ek dink die wat as, dit is juist wat as wat jou gaan negatief maak volgens my. As jy heeltyd gaan konsentreer op wat as, dan is jy besig om met jou energie op te veel negativiteit te fokus. Ek het vanoggend my eerste gesprek met my bestuurder, en ons almal weet wat hy op die oomblik aan die gang is hoor die voeding, ons moet kyk na daai voeding op daai groep diere. Probeer nog fokus op die goed wat belangrik is. By einde van die dag, as jy heeltyd aan dit gaan dink, en jy fokus nie op die goed wat jy moet fokus, is om jou diere gesond te hou, om hulle kondisie op standaard te hou, om jou mense positief te hou, en daar gaan die wiele afkom. So, besop vir wat as ons dit so kan noem. Want dit is negatief, en dit is negatieve energie, wat jy dan gaan uitbring. Maar op die einde van die dag, jy gaan doen wat jy kan doen, dan is dit mos nou nie meer nou aan nie. En as jy opgekyk het en dan vra tot genade, dit is al wat jy dan kan doen. Jy weet, en ek meen, ek het gesê, ek het gesê dan, grappenderwys, maar dit is eintlik die waarheid. Ek gaan val, maar ek gaan nie sit en val. Ek gaan in die hardloop val. So ek gaan ordentlik val. En as jy gedink het om te gaan sit en val, weet jy of dit die antwoord is, dan gaan jy dalk heel moontlik val. Maar as jy hardloop is, gaan jy dalk 'n bietjie momentum opbou en jy gaan dalk vinniger deur die ding kom as wat jy gedink het. Net so op my manier gestel. Hoe as jy vir die boel van 'n jaar terug voor die eerste uitbraak iets kan sê, wat sal jy vir hom sê? Had 'n paar goed, behalwe die band and closing, ek het in die selfe jaar van my 50 geraak. Nou, ek weet nie op 50 'n sekere verandering in 'n mens se lewe doen. Nie maar of dit net back and closing was of wat nie, maar ek dink om soos ek sê, positief te wees. Ek het definitief meer aan die negatiewe kant, op negatiewe goede te konsentreer, meer
as wat ek nou doen. Ongeag van wat 'n situasie hier is. So ek sou definitief vir hom sê, tel op jou voete, tel op jou kop en sorg dat jy jou ding doen. Ek is nie so bevoorreg dat ek iets anders as boerdery kan gaan doen nie. My rugby daar is verby, so dit kan nie help nie. So ek het nou net boerdery en ek moet dit doen. En ek moet voluit daarvoor gaan. Gaan voluit vir dit wat jou passie is, en gebruik die geleenthede wat jy kry. Dit sou ek vir hom dit sê. So, dankie Bo. Weet net dat ons hier by Landbou Weekblad bid saam met julle vir 'n groot stuk genade en ons veg saam met julle om die inenting hier te kry. En dankie dat jy vandag met my gesels het. Ek waardeer dit regtig baie. Dis 'n plesier en ja, dankie vir julle. Ek dink ons boere in die land en elke moontlike positiewe, ek sê, nuus of praatjie of gedagte nodig. So hopelik ons het dit mekaar en dis ons almal se plig dink ek om te probeer ten minste iets positief raak te sien en uit te leef. Bly Boer, 'n potsending van Landbou Weekblad.